Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Wat 'n voorreg en 'n eer is dit vir my om met jou te deel wat die Here aan my bekend maak. En jy weet, die groot ding is om ons wapens te leer ken, die wapens van ons stryd. Met ander woorde, wanneer jy in 'n geveg beland, gee die Here vir jou wapens. En wat sê Paulus aan die Korintiërs? To destroy strongholds. Om vestings te vernietig. My missie is om kinders van die Here hulle regmatige plek te kan inneem as meer as oorwinnaars, want dis wat die Here se woord beloof. En daarom is dit goed as jy my volg, dat jy jou pen en jou notaboek en jou Bybel sal byderhand hou, en veral om die verklaringe neer te skryf wat ek vir jou gaan gee. Ek praat met jou oor goed wat die kerk eintlik so amper elke dag, of eenmal 'n maand ten minste gebruik, en die impak daarvan, ek dink nog nooit ons gesnap het nie. Vir die meeste is wat in die kerk gebeur rituele, en ons doen dit amper uit gewoonte uit. Maar ek wil jou inlei in 'n paar dinamiese, algemene goed, wat eintlik baie kragtige wapens is. En wanneer jy dan die verklaringe verklaar, wat ek jou daarmee gee, dan stel jy die krag van die Here vry in jou lewe. En dis wat my baie opgewonde maak van die beweging van die Here wat ons staan sien. Dis nie ek wat bid vir siekes, dit bid vir wonderwerke en goed gebeur nie. Ek gee skrifverklaringe en ek gee profetiese aksie en ek stuur mense huis toe en sê, gaan doen dit in jou huis. Gaan maak daai verklaringe in jou huis en doen daai profetiese aksie in jou huis en dan gebeur die wonderwerke en dit maak kinders van die Here opgewonde om te sien dat die skrif is waar wat sê dood en lewe is in die mag van my tong. En as ek die regte goed verklaar, ek verklaar die regte skrifte en ek doen 'n profetiese aksie, dan stel dit krag vry en ek gaan dit vandag weer vir jou demonstreer. Maar ons sien wonderwerke van finansiële voorsiening. Ons sien wonderwerke van genesing. Ons sien die Here doen groot dinge omdat kinders van die Here hulle standpunt, hulle posisie in die Here inneem en hulle maak verklaringe dan vanuit die woord van die Here en hulle sien die wonderwerke gebeur. 'n Ma laat weet my dat sy het nie R15,000 vir haar kind se skoolgeld nie. En nadat sy die verklaringe gemaak het wat sy gekry het en die profetiese aksie gedoen het, sien sy 'n kennisgewing op haar foon wat sê daar is R15,000 in haar rekening inbetaal. Ons hoor van genesings wat plaasvind. 'n Man vertel my, hy het 'n senuwee wat vasknip in sy rug en dit het sy een been aangetas en toe het die ander been aangetas. Maar een nag vat hy die nagmaal elemente en hy gebruik dit en hy maak verklaringe en hy sien in sy gees die prys wat die Here betaal het. En hy verklaar genesing oor sy liggaam. 3 dae later toe is die pyn weg. So, kom ons gesels vandag oor die nagmaal as 'n magtige wapen. En ek vat vir jou na die skrif toe wat ons almal hoor wanneer dit nagmaal is in 1 Korintiërs 11 van vers 23 af. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Nou, stel jouself voor vir 'n oomblik, jy's 'n buitestander. Jy ken nou nie die Here nie, jy het nie 'n verhouding met die Here nie. En hier sit jy dalk nou in 'n nagmaaldiens en jy dink 'n stukkie brood en 'n mondjie vol druiwesap? Really? Hoe kan dit regtig enige iets beteken? Dit lyk so insignificant. 'n stukkie brood en 'n mondjie vol druiwesap. Maar vir die kind van die Here, wat in 'n verhouding met die Here staan, weet, kyk, die meeste kinders van die Here gebruik nagmaal as 'n herinnering aan 'n historiese gebeurtenis.
Kom nou, kom ons wees eerlik. Jy gebruik nagmaal as 'n herinnering van wat Jesus aan die kruis vir jou gedoen het. 'n Herinnering van 'n historiese gebeurtenis, maar dis baie meer as dit. Die nagmaal het 'n aktiewe krag in jou lewe. Die nagmaal stel nou aktiewe lewe in jou vry. En jy moet dit aktiveer deur die verklaringe wat jy maak en die profetiese aksie wat jy daarmee saam doen. So kom ons gaan kyk 'n bietjie mooi, hoe werk hierdie? So as ek nagmaal gebruik, verklaar ek in die eerste plek, Jesus is Here van my hele lewe. Hy is in beheer van my lewe. So uit die aard van die saak. Jy kan nie nagmaal gebruik as jy dan nie aan die Here behoort nie, want dan eet jy maar net 'n stukkie brood en jy drink 'n mondjie vol druiwesap. Dis al wat jy doen. Dit het geen krag nie. Maar as jy weet wat jy doen, wanneer jy dit doen, en jy's 'n kind van die Here, verander alles. Dan is dit 'n inskakeling by die aktiewe krag van die Here. Dit posisioneer jou vir 'n goddelike ontmoeting. Dit posisioneer jou vir wonderwerke en vir deurbrake. As jy daai vandag kan gryp, sal jy nooit weer nagmaal gebruik soos wat jy dit altyd gebruik het nie. So, wanneer ek daai broodjie eet en ek drink daai beker, verklaar ek 'n paar dinge en 'n paar dinge gebeur. Kyk wat gebeur. Jesus het die brood gevat, hy het dit gebreek en hy het gesê, neem eet, dis my liggaam wat vir julle gebreek word. Hy doen 'n profetiese aksie. Hy breek 'n fisiese stuk brood en hy sê, dis my liggaam wat vir julle gebreek geword, en daarmee, met daai profetiese aksie, aktiveer hy Jesaja 53 wat sê, deur sy wonde het daar vir julle genesing gekom. Die profetiese aksie en die verklaring van die profetiese aksie aktiveer die skrifbelofte in Jesaja 53. As jy daai kan verstaan. Die King James sê, he was wounded for our transgressions. Die wonde wat hy in sy liggaam gedra het, was vir ons. And he was bruised for our iniquities. Dit beteken, daai gebreekte liggaam van die Here maak jou uiterlik gesond, maar dit maak jou ook innerlik gesond. Dit bring herstel, dit bring genesing. As jy hierdie broodjie eet en jy drink hierdie druiwesap, verklaar jy, hy is gebreek dat ek heel kan wees. Binne en buite, daar's so baie mense wat ly aan inwendige wonde, wat ly aan trauma, wat inwendige bloeding veroorsaak. Maar as jy daai broodjie vat en jy eet hom en jy verklaar, die Here maak elke krankheid in my liggaam gesond, want die prys is betaal. Die Here maak alle inwendige wonde gesond. Alle wonde wat deur trauma veroorsaak is, maak die Here gesond. Elke vorm van inwendige bloeding maak die Here gesond. As jy daai hardop verklaar, dan stel jy die krag van genesing vry in jou liggaam. En as jy dit glo, sal jy die vrug daarvan sien. Ek het jou nou net vertel van die man wat dit gedoen het, en daai broodjie gevat het, en daai beker gedrink het, en verklaar het, toe hy die prentjie sien van waardeur Jesus gegaan het in Getsemane, en die prentjie sien waardeur Jesus gegaan het aan die kruis, en hy sê, dankie Here vir die prys, 3 dae later, toe is hy gesond. Jy kan dieselfde vrystel in jou verklaring, maar jy moet dit hardop verklaar. Hierdie broodjie sê herstel. Herstel, herstel, fokus op die area van jou liggaam waar die siekte is, herstel in die naam van Jesus. Lê jou hand op die plek waar jy siek is en verklaar, herstel in die naam van Jesus, heel in die naam van Jesus. Die nagmaal aktiveer die belofte van Jesaja 53. So kom ek vat jou na nog 'n skrif toe, in Johannes hoofstuk 6, gaan jy gou saam met my daar lees. Johannes 6 vers 53 en vers 54. Johannes, Markus, Lukas, Johannes 6 vers 53 en vers 54. Hy sê, en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet, en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie.
Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom, soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. So nagmaal aktiveer goddelike lewe. Zoe is die Griekse woord. Goddelike lewe. Niks kort nie, niks is stikkend nie, niks breek nie. Ek het goddelike lewe geaktiveer. Dis 'n asemrowende uitspraak oor die krag van die nagmaal. Maar, dit gaan verder as dit. Na die brood het Jesus die beker gevat, en hy sê, drink daarvan. Dit is die Nuwe Testament in my bloed, en so dikwels as julle daarvan drink, verkondig julle my dood tot 'n kom. Jy aktiveer die krag in die bloed, as jy daai druiwesap drink. En as ek die bloed sien, het Jesus of het die Here vir die volk gesê in Eksodus 12, as ek die bloed sien, met die uittog uit Egipte, het God gesê, as ek die bloed sien, sal die verwoester nie by julle huise kan inkom nie. En daardie nag het so gebeur, en daardie bloed aan die deurposte was 'n profetiese aksie van die bloed van die lam, wat sou kom. Die krag van 'n profetiese aksie, en ek huil dat die kerk nie profetiese aksies implementeer en aktiveer nie. Ek huil daaroor dat kinders van die Here nie profetiese aksies gegee word om te doen nie, terwyl die hele Bybel vol is daarvan, en terwyl Jesus self dit gedoen het, en terwyl die nagmaal die profetiese aksie van alle profetiese aksies is. En wie het jou al vertel dat die nagmaal 'n profetiese aksie is, wat goed aktiveer en vrystel in jou lewe? So, as ek daai bekertjie drink, aktiveer ek die belofte wat daar is. As God die bloed sien, dan sal die verwoester nie in my huis kan inkom nie. Verkondig ons wat Jesus aan die kruis gedoen het. Die druiwesap is die kwitansie van jou redding. As jy daai broodjie eet, hou jy die kwitansie vas van jou genesing. Hoor jy my? As jy daai broodjie in jou hand vat, hou jy die kwitansie vas van jou genesing, buite en binne. As jy die sap drink, die druiwesap drink, hou jy die kwitansie vas van jou redding en jou bevryding. Waar die broodjie gesond maak, maak die bloed vry. Waar die broodjie genesing bring, breek die bloedkettinge. Die bloed is nie net vir jou redding nie, die bloed breek alle kettinge. Dis die bevryding van elke ketting. Dis die kwitansie dat jy nie gebind hoef te wees deur enige iets nie, maar dat jy vry is deur die bloed van die lam. Daar is nog steeds krag in die bloed van Jesus. So baie mense sukkel met verslawings, vrees, bloedlynsiklusse, generasievloeke, alle forme van kettinge. Ag, hulle is kinders van die Here, maar hulle bly in die een of ander area van hulle lewe gebind, hulle bly in die een of ander area van hulle lewe vas. Mense probeer self loskom, hulle probeer met wilskrag loskom, en party doen maar terapie, maar daar's net een krag wat kettinge breek, die bloed van Jesus. Jy kan dalk die ander goed doen, maar die bloed van Jesus. As jy sukkel, as jy hierdie druiwesap drink, verklaar jy, die bloed van Jesus breek elke ketting in my lewe en in my huis. Deur die bloed is ek los, deur die bloed is ek vry. Die oomblik as jy dit sien, nie net as ek drink druiwesap om te herdenk wat Jesus aan die kruis vir my gedoen het nie, maar ek drink die druiwesap om te verklaar ek is vry. Daar is krag in die bloed van Jesus wat my nou vry maak. So, dis nooit net 'n historiese gebeurtenis wat ek herdenk nie. Dit is die grens waaroor die verwoester nie kan kom nie. Dit is die magtigste wapen wat 'n kind van die Here het. Kom ek sê jou wat, demone buig nie omdat jy sê jy's 'n kind van die Here nie. Demone buig as hulle die bloed sien. As hulle die bloed van Jesus in jou lewe sien,
Hulle buig voor die autoriteit van 'n opgestane Jesus. Hulle buig voor die krag wat daar is in die bloed van Jesus. En as hulle die bloed aan jou lewe sien, buig hulle. Demone buig nie oor enige ander rede nie. Maar dis nie al wat die bloed doen nie. Die duiwel wil jou baie graag herinner aan jou verlede, het jy dit al agtergekom. Ja, maar jy verdien dit nie, en jou skuld, en jou mislukkings, en jou tekortkominge, al die goed wat jy sleg oor voel, en jou skuldgevoel, maar die druiwesap sê, jou skuld is betaal. Die skuldbrief is gekanselleer, soos Kolossense 2 sê. So die oomblik as ek daai druiwesap drink, is dit 'n profetiese aksie wat sê, nou is alle skuld teen my uitgewis. Alle skuld teen my is gekanselleer. Jy drink lewe. Jy drink lewe. Jy verklaar lewe. Ag, as jy maar hierdie kan toepas van vandag af, en as jy sommer met 'n profetiese aksie vandag kan begin, jy vat 'n stukkie brood en jy vat die druiwesap en jy gaan hierdie verklaringe nou neerskryf, of jy kyk dit weer totdat jy kan onthou en jy maak hierdie verklaringe, gaan daar 'n dramatiese ommekeer in jou lewe wees. So wanneer jy, kom ek gee jou 'n paar voorbeelde, wanneer jy daai stukkie brood eet, en jy drink daai druiwesap, maak jy 'n hardop verklaring wat sê, ek aktiveer nou al die voordele van Jesus se bloed in my lewe. Het jy dit? Het jy die nota daarvoor gemaak? Jy eet jou stukkie brood en jy drink daai druiwesap. Eet jou stukkie brood, drink die druiwesap, maak die verklaring, ek aktiveer nou die lewe van Christus in my en al die voordele wat daarmee saamgaan. Ek aktiveer die lewe van Christus in my nou en al die voordele wat daarmee saamgaan. Ek is vergewe. Ek is heel. Ek is gesond. Ek het krag. Ek het meer as genoeg. Ek verklaar deurbraak. Ek verklaar my oorwinning en elke vloek oor my lewe is gebreek in die naam van Jesus. Wil jy hê ek moet dit gou weer vir jou sê? Het jy jou pen en jou papier reg? Rekord dit op jou selfoon as jy nie anders kan nie. Jy eet die stukkie brood, jy drink die druiwesap en sê ek aktiveer nou die lewe van Christus in my en al die voordele wat daarmee saamgaan. Ek is vergewe. Ek is heel. Ek is gesond. Ek het krag. Ek het meer as genoeg. Ek verklaar deurbraak. Ek verklaar oorwinning en elke vloek oor my lewe breek in die naam van Jesus. As jy hierdie gaan doen, gaan jy 'n dramatiese verskil in jou lewe sien. Jy gaan sien hoe wonderwerke in jou lewe gebeur. Sommige van julle gaan genesing beleef. Sommige van julle gaan sien hoe goddelike helpers opdaag om jou by te staan. Sommige van julle gaan sien hoe deure voor jou oopgaan en as die Here 'n deur oopmaak, kan niemand hom sluit nie. En as die Here 'n deur sluit, kan niemand hom oopmaak nie. Ek moedig jou aan. Bid hierdie gebede vroeg in die môre voor jou dag begin. Verklaar die heerlikheid van die Here oor jou dag. Jy moet die geheim ontdek van beveel die dagbreek. As jy meer daaroor wil lees, dan gaan jy na ons webwerf toe en jy bestel vir jou die beveel die dagbreek boekie. Dat jy kan sien hoe beveel 'n mens die dagbreek. Jy bid dit voor 6 in die môre. Bid in die middernag en ervaar die krag van middernaggebed. Die boek daaroor is Gewapen en Gevaarlik. Gaan jou vertel hoe werk die krag van 'n middernaggebed. So ek wil jou aanmoedig. Vra vir die Here om jou oë oop te maak dat jy kan sien. Vra vir die Here om jou ore oop te maak dat jy kan hoor. Vra vir die Here om vir jou 'n nuwe passie te gee vir sy woord. Vra vir die Here vir 'n vars vuur op jou gebedsaltaar. Vra vir die Here vir 'n nuwe vuur in jou bediening. Vra vir die Here dat hy jou meer sal gebruik as ooit. Meld aan en wanneer jy dit doen, gaan jy uitvind hoe die krag van die Here deur jou begin werk soos nog nooit van tevore nie.
Reinhard Bonke was lief om te sê, die Here salf nie banke nie, hy salf mense. So as jy net bly sit, gaan niks in jou lewe verander nie en die krag van die Here kan nie manifesteer nie. Jy moet onthou, ons gee elke Sondag aand gebedsverklarings en 'n profetiese aksie. En ons gee elke Dinsdag aand, 7 uur, gee ons gebedsverklarings en 'n profetiese aksie om jou te help. So jy is so welkom om daarby in te skakel by Koram Deo Familie Nuus op Facebook en op YouTube. Koram Deo Familie Nuus op Facebook en op YouTube. Op 'n Sondag aand 6 uur en op 'n Dinsdag aand 7 uur gee ek vir jou gebedsverklarings en ek gee vir jou 'n profetiese aksie. Elke week is daar by daai 2 dae nuwe gebedsverklarings en nuwe profetiese aksies. Word deel van die wolk van getuies. Steek 'n vuur in jou gemeente aan die brand. Steek 'n vuur in jou dorp aan die brand. Deel hierdie gebedsverklarings met jou vriende en met jou gebedsgroepe en deel dit in jou gemeente. Deel hierdie profetiese aksies dat mense kan begin verstaan. 'n Profetiese aksie bevestig 'n skrifwaarheid. 'n Profetiese aksie maak 'n skrifwaarheid vir jou 'n werklikheid. Maak 'n skrifwaarheid 'n realiteit. En profetiese aksies is nou noodsaaklik as jy in oorwinning wil lewe. Sluit aan by 'n wind wat begin waai oor Suid-Afrika en dat hierdie land die heerlikheid van die Here in aksie sal sien. Hierdie land die beweging van die Here sal aanskou en ek wil graag jou getuienisse hoor. As jy hierdie skrifverklarings begin maak hardop, en jy doen hierdie profetiese aksies, of jy gaan hierdie nagmaal gebruik nou, en jy gaan vandag so goed toepas, laat weet my wat die Here vir jou doen. Stuur vir my jou getuienis by arendegebed@gmail.com. Ek wil dit so graag ook deel met die res van die land, en waar ek ook al gaan, wil ek dit met mense deel. So, die Here se woord sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uitred, maar jy moet my eer. So, wat die Here vir jou doen, laat my weet, vertel, wat is die Here besig om in jou lewe te doen, en wat die Here vir jou oopmaak, en ek sal dit baie graag wil deel. So enige gebedsversoek, enige vraag wat jy mag hê, of 'n uitnodiging wat jy dalk aan my wil rig om te besoek, arendegebed@gmail.com. As jy met my wil kommunikeer, arendegebed@gmail.com. Dit bly vir my 'n asemrowende voorreg om op hierdie manier met jou te kan deel oor die goedheid en die krag en die lewe wat daar in die Here is. Ek seën jou. Ek seën jou waar jy gaan en beweeg, dat jy geen deel sal hê aan die dwaasheid van hierdie wêreld nie. Ek seën jou huwelik, ek seën jou kinders, ek seën jou inkomste, ek seën jou besigheid, ek seën jou werk, dat die wêreld na jou sal kyk en moet erken, jy is die geseënde van die Here.